Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Amen, daai is mooi. Ek het daai liedjies gekies vanaand, want elkeen het vir my besonder 'n boodskap. Die eerste liedjie is jy daai ou se musiek kry, hy's 'n Rus. Hy het nog net 3 liedjies in Engels gemaak, alles sy musiek is in Russies. Maar hy dien die Here met 'n passie in Rusland. Tweede liedjie het ek daai tyd in 2009, toe gaan ek vir 'n gebedskursus. Ek het nie geweet om te bid nie. Toe sê die vrou, daar ons geleer om God se name te bid. Dus hy sê, die vinnigste wat jy God se name gaan leer, is luister die liedjie van Dani Botha. En dit is my journey toe. En die laaste liedjie is die vrou van Hillsong, en dit gaan oor die 7 kerke. Dit is nogal mooi, ne? Nou sê, is nou nie eintlik 'n worship musiek om saam te sing nie, maar uit mooi boodskappe. Alright, dis 'n woensdag aand, dis 'n teaching aand, so ek hoop dat dit jou gebless. Hallo julle, hallo almal, wie ek nog nie hallo gesê het nie. So ons gaan met Matteus aan, vanaand van hoofstuk 3 vanaf vers 13 tot 17, en ek gaan probeer klaarmaak tot by hoofstuk 4 vers 1 tot 11, waar Jonathan laasweek opgehou het. En ek wil net Tinus moet vorentoe kom. Ek wil eens bid vir hom vanaand. Die Here het my hart geleg. Kom, julle kan net bly sit. Oom Dani, hy verjaar, hy het 50 geword vandag, en hy is by die kerk. Kan oom glo? In sy BC daar sou hy definitief by die kerk gewees het nie. Hy het nou nie gedink toe hy 50 word, hy gaan by die kerk wees nie. So ek wil net julle met julle hande uitsteek na hom toe. Dis sy jubiliejaar. Dis 50. Dis 'n nuut begin. So kom ons bid net vir hom. Vader, dankie, ek loof en ek prys U naam vir Tinus, soos Jonathan ook gebid het vir hom. Maar ek wil net hê, Vader, ons wil vanaand vir hom bid en net hande uitsteek vir hom en die shots wat hy vat vir die kerk. Vader, om hierdie kerk geplant te kry in hierdie dorp vir U. Vader, ons sê vir U baie dankie dat U hom gestuur het vir hierdie werk en nog baie ander, dat U hom beskerm bonatuurlik. Dankie vir U bloed. Dankie vir sy vrou wat veilig sal terugkom van Amerika af. Dankie vir sy seuns, dankie vir sy besigheid, dankie vir sy familie. Ons eer U naam vir hom. Here, dankie, ons eer U naam. Dankie vir sy genesing. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Maar sê, lekker, en dankie vir al die eetgoed. Na die tyd gaan ons lekker saam eet. Dis waar my gesê het ek moet dit kort knip. Ek wou nog 2 songs speel, maar ons het hulle nou uitgehaal. Alright, so kom ons begin. Daar sê, onthou, so 'n paar weke terug het ek vir julle gepraat oor Matteus, dat Matteus is eintlik toe nou nie eerste geskryf van die 4 evangelies nie, Markus was. En Lukas en Markus en Matteus is synoptiese evangelies, dit beteken dis dieselfde tipe evangelie. Het gaan oor die lewe van Jesus. Markus is 'n baie kort, soos 'n joernalis geskryf, 'n vinnige kort weergawe van Jesus se bediening. Waar Matteus en Lukas het nou dieper ingegaan, en ons het Matteus eerste in die Bybel, na Maleagi, wat die laaste Bybel was, in 200-300 jaar stilte van God, en nou kan die Joodse leser, omdat Matteus eerste in is, baie meer gemaklik in die Nuwe Testament ingaan, omdat hy Jood is. Hy word nie dadelik met 'n vuis geslaan met Johannes nie, want Johannes is 'n ander evangelie. Johannes sê Jesus Christus dat hy God self is. Hy sê dit 7 keer met die 7 ek is stellings, wat hy sê ek is die ware wynstok. Ek is die deur. En hy sê voor Abraham was ek dink, as jy nou 'n Jood wil afskrik, dan moet hy daai boek begin lees. Waar Matteus begin sommer hoofstuk 1 met 'n bloedlyn. En daai bloedlyn het ek vir julle verduidelik dat dit die koninklike bloedlyn van Jesus Christus is, van Adam tot by Josef. Maar hy is nie gebore uit Josef uit nie, hy is gebore uit die maagd Maria uit, en as jy Lukas gaan lees, is dit die bloedlyn van Maria. Selfde by Adam begin, tot by Dawid, want hy kom in die lyn van Dawid uit, maar daar het hy gesplit, omdat Salomo toe nou gekies het, hy vat 700 vrouens en 300 baie vrouens, gebruik God toe nie daai lyn nie, maar hy gebruik die boetie Nathan. En Jesus Maria is uit Nathan se lyn uit. Julle kan teruggaan, ek kan nie onthou of ons die PDF opgesit het nie,
mag dit vir julle opsit, dan kan julle self gaan kyk daar in julle eie navorsing, kan baie dieper op dit ingaan. Een van die goed wat ek vergeet het om te sê, gaan ek vandag vir julle noem. So, Matteus deel die struktuur van sy evangelie op in 5 hoofredes. Preke of diskoerse. Nou, 'n diskours, as ons lees van die Olyfberg diskoers, dis direk vertaal, is die Olyfberg rede, is een van die 5. Hoekom? Sodoende parallel uit die 5 boeke van Moses in die Torah bestaan uit 5 boeke uit, en hy deel Matteus in 5 preke op, 5 boeke op. Baie nice, interessant. En stel Jesus voor as die nuwe Moses. Ek en jy, wat nie Jode is nie, lees hom, maak nie vir jou verskil nie, maar 'n Jood wat ingestel is op die Torah, ja, hy raak gemaklik, okay, hy bewys nou, hierdie Jesus is God, hy bewys hierdie Jesus kom uit 'n Joodse bloedlyn uit, ek raak gemaklik met hierdie boek, en hy begin om te lees, en hy word in 5 hoofredes opgedeel, of soos hulle dit nou noem, hoofredes, preke of diskoerse. Ek hou nie van die woord diskoers nie, maar dis die Afrikaanse HAT woord vir 'n diskours. Alright. Jy sal baie keer, Tine spreek baie oor Matteus 24, die Olivet diskours, die Olyfberg rede. Alright. Daar's baie ander redes van Jesus wat nie opgeteken is in Matteus nie, en die een is in Johannes, vanaf Johannes hoofstuk 13 tot 17 noem hulle die upper room diskours, die bovertrek rede, en hy het begin deur Johannes 13, die disippels se voete te was, onthou julle, en dis een gesprek dwars deur uit die upper room uit tot bo op die Olyfberg. Dis 'n rede. So, is baie mooi, jy kan dit oor en oor gaan lees, tot vervelings doen. Die 5 redespreke fokus op die koninkryk van die hemel. Hoekom hemel? Ek het mos gesê, nie soos die ander evangelies wat praat oor die koninkryk van God nie. Hoekom nie? Omrede die Joodse leser nie die naam van God uitelik wou gebruik nie. Die skrywer is sensitief vir sy lesers. Luister, die Christen, weergebore Christen, ons moet sensitief wees vir die mense daar buite. Moenie jou opinie op iemand afdwing nie. Hierdie leser doen dit nie eers op die Jode nie. En Paulus is ons 'n goeie voorbeeld. Net soos ek en jy weet wanneer die evangelie kom, Paulus leer ons in 1 Korintiërs 9 vanaf vers 16 tot 23 hoe hy dit gedoen het. Sensitief teenoor die mense wat Jesus nog nie ken as weergeborenes nie. Raai wat sê hy daar? Vir die Jode word ek soos 'n Jood. Ek word nie 'n Jood nie. Vir die wat onder die wet wil wees, word ek soos iemand onder die wet. Vir die wat nie onder die wet is nie, soos iemand wat nie onder die wet is nie, maar ek's onder die wet van Jesus. So jy kom nie daar aan en sê vir hulle hoe verkeerd hulle is nie. Jy kuier saam met hulle. Jy fellowship saam met hulle. En dan gaan hulle jou vra, wat maak jou anders? Asof jy nou net daar aankom met jou maniertjies. Hoekom sê Paulus doen ek dit? Om sodoende meer te wen vir die koninkryk. Maar nou voel ons, nee, want die Here het gesê, hier gaat ek was so. Soos om Angus sê, so boel in die China op, hy breek alles wat voor jou kom. En hy sê, ek compromise nie, sê Paulus. Maar ek is onder die wet van Jesus. Jesus is lief vir mense. Al is hulle hoe harde kwas, al is hulle hoe onder die wet, jy sal die Sabbat, hierdie ouens wat nie die Sabbat op 'n Saterdag vier nie, jy kry mos daai. Ja. Hierdie ouens worship Engelse liedjies. Kan jy onthou wat die Engelse in die konsentrasiekampe gedoen het nie? Ek was een van hulle, so ek kan met rede praat oor. Nee, nou bedien ek saam met 'n Engelsman. Die Here se sin vir humor. Nee? Ja. So gaan lees gerus daar, ja, ek het nou vanaand eenvoudig nie tyd nie om daai te gaan lees vir julle nie. So, in 5 preke opgedeel, die bergpredikasie, Matteus 5 tot 7, die sendingrede, Matteus 10, die gelykenisse van die koninkryk, Matteus 13, hoeveel gelykenisse is daar van die koninkryk? 7, haai, toevallig. Die 7voudige struktuur in die Bybel, onthou, 7 kerke, 7 trompette,
Die hele Bybel is vol 7's. As jy gaan 'n studie doen van die 7's, sal jy tot vervelings toe doen, jy sal nie op die einde uitkom nie. 7. Alright, die gemeenskapsrede, Matteus 18, die Olyfbergrede, Matteus 24-25, teenoor die 5 Torah boeke van Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, 5 van hulle. Alright, ons kyk gou vinnig bietjie hierso. Die bergpredikasie, Matteus 5-7, deel met die etiese beginsels van die koninkryk, insluitend die saligsprekinge en die Onse Vader as ook ware geregtigheid. Die sendingsrede, Matteus 10, Jesus gee sy opdrag of kommissie aan sy disippels, hy onderrig hulle hoe hulle moet preek en wat om te verwag tydens hulle missie. Die gelykenisse van die koninkryk, Matteus 13, Jesus gebruik gelykenisse om die koninkryk se natuur, groei en verborgenhede te verduidelik. Koninkryk is nie die hemelse natuur groei nie, dis die koninkryk hoe die evangelie groei. Die evangelie van die koninkryk, die evangelie van autoriteit. Wil jy autoriteit in jou lewe? Kom ek sê vir jou, groei autoriteit. Jy gaan hier begin met 'n klein saadjie. En as al klomp goed wat die saad gaan wil probeer steel, nee, jy moet watch out. Nee? En dis hoe hy dit dan nou verduidelik. Die gemeenskaprede, Matteus 18, fokus op die lewe binne die kerk, gemeenskap. Jesus lig nederigheid, vergifnis en kerkdissipline uit. Die Olyfbergrede, Jesus bespreek eindtydgebeure, die vernietiging van die tempel en sy tweede koms. En ons spreek ons nou baie in die gemeente daaroor. Good, dis daai. Daai is nou bietjie interessant, ek het dit vir julle opgesit. Kom net vir julle sê, noudag toe ek vir julle verduidelik het ek gesê, Matteus is die leeu, ja. Markus is die man, Lukas die os, Johannes die arend. So ons is in ooreenstemming, baie ouens sê, Markus is die os en Lukas die man, ons gaan nou nie daaroor steur nie, hoekom? Want in Openbaring is dit in daai volgorde. Maar wat hulle nie onthou nie, is dat die volgorde eintlik anders onder is, want Markus moes eerste gewees het, Matteus. Maar, kom ons beklei nou nie daaroor nie. Maar kyk nog wat sy ander betekenis is daar. Matteus stel vir ons die Messias voor. Markus stel hom voor, onthou die Messias, want die Jode wag vir die Messias. Markus, die diensknegt, Lukas die seun van die mens, en Johannes die seun van God, of dan nou God self. Hulle teken, Matteus is Juda, Markus is Ephraim, Reuben, dan, ek gee vir jou hierdie, jy kan dieper navorsing gaan opdoen. As jy gaan kyk, hoe die Jode in die woestyn gekamp het, was dit in die vorm van 'n kruis. Ek het nou nie vanaand eenvoudig tyd daaroor, ek wou nog vele prentjies opsit. As jy hom van bo af moes kon kyk met 'n drone, wat hulle nie gehad het nie, né? Was dit in die vorm van 'n kruis gewees. Alright, good. En dan daarso, wat het Jesus gesê, Matteus? Wat het Jesus gedoen, Markus? Hoe het Jesus gevoel in Lukas? En wie Jesus was? Wie was Jesus in Johannes? God self. Alright, en dis hoekom hulle hom gekruisig het. Want hy het homself vergelyk met God. Alright, good. Gaan kyk gou daarso, die eerste miracle was die leper is being cleansed, die eerste een in Markus is 'n demoon uit, ook 'n demoon uit water en wyn verander. Nee? In Johannes, die eerste ene, en hy kom ook net in Johannes voor, die water en wyn verander. Die water en wyn verander, ek het nou nie vanaand tyd om oor te praat nie, maar dis 'n baie interessante, terwyl die kerk beklei, is dit regte wyn of druiwesap, gaan dit eintlik nie daaroor nie. Ek glo dit was regte wyn. Want in daai dae het hulle nie druiwesap so gemaak, of eintlik eers gemaak, die druiwesap moes jy dadelik drink, anders te sak hy. Alright, so dit was wyn. Maar die reinigingsgebruike, want hy het kanne gebruik vir die reinigingsgebruike, en wat het hulle in daai water gesit vir die reinigingsgebruike? Die as van die rooi hefer. En Jesus sê, weg met daai, kom ons maak sommer wyn van daai. Die ou manier gaan weg. So eintlik wat dit simbolies beteken. Terwyl die ouens in beklei, was dit regte wyn of druiwesap en al daai tipe goed. En hierso ook, waar hulle gekamp het, outer camp, outer, so gaan dit aan. Gaan kyk dit bietjie uit, gaan doen jou eie navorsing daaroor, is baie nice. Kom ons kom by vanaand se lesing. Daai is net weer
ter agtergrond om jou weer lus te maak om saam met ons aan te gaan met Matteus. Hier's baie dieper goed in Matteus, nê? En in baie van hierdie goed wat ek bid dat jy op jou journey en jou lewe, nê, sal gaan uitsoek. Elkeen van ons moet gaan die goue nuggets gaan uithaal. Ek gaan nie eers op die getalle in nie, want ek is nie goed met getalle nie. Daar's mense wat hierdie getalle vir jou uitwys en die ritme van dit gaan bo my brein. Ouens soos IJ, hulle sal dit nou doen. Ouens wat nou wiskunde actually tot 'n matriek gehad het. OK. Hulle het my al verloor in standaard 4. So ek gaan nou nie daarin gaan nie, tensy die Here 'n wonderwerk doen. Ek bid vir daai wonderwerk. Maar ja. Goed. Kom ons lees bietjie saam met my Matteus 3 vanaf 13. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. En laasweek weet ek het Jonathan oor Johannes die Doper gepraat. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word. En u kom na my toe. Maar Jesus geantwoord en sê vir hom, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele voor hom oop en hy sien die Gees van God soos, daar's hy woordjie soos weer, né? Soos, nie 'n duif nie, soos 'n duif, neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag. Nou dag probeer iemand my toe nou vasvra en sê vir my, nee, maar Jesus is nie God nie, want hy dan nou op die kruis gesê, Vader, hoekom het jy my verlaat? Hoekom praat hy dan met sy Vader? Maar Jesus moes dit doen op die kruis. Hy moes dit sê, hoekom dink julle? Ja, dit ook. Skus? Vir ons, is goed. Hy moes vir die ouens wat voor hom staan, want kyk, hy priesters en fariseërs, hulle was nou bly, zet hom. Toe raai wat doen hy toe hy op die kruis hang? Toe haal hy Psalm 22 aan. Het jy al Psalm 22 gelees? My Vader, waarom het my verlaat? En in Psalm 22 staan, hulle sy klere verdeel. Toe hy dit sê, toe weet die ouens voor hom, hoor jy, is die Messias. Want hulle ken Psalm 22, ons nie. Hy het die skrif aangehaal op die kruis. En om het te bevestig, het hy net daarna sy klere verdeel. Dis interessant, né? God het alles as prins gedoen. Selfs wat hy gesê het op die kruis was as prins. Hy het nie in 'n oomblik van swakheid. Nee, hy het die skrif aangehaal. Alright, soos wat ons nou gaan sien, hy gaan met Satan doen in hoofstuk 4. OK. Maar kan ons nou klaarmaak? Sorry, iets in my in die rede geval dan. Maar Jesus het geantwoord en gesê, laat dit nou toe, want so pas het om geregtigheid vervul, daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, OK, soos 'n duif, en dan kom 'n stem in die hemel, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Dis baie goed. Hoekom het Jesus homself laat doop? Jesus het dan geen sonde gehad nie. Ek en jy, wat sondige mense is, word, as 'n baie groot misverstand in die kerk, dat laat ons doop om ons sonde af te was. Nee, die bloed van Jesus was jou sonde af. Maar ons is sondige mense, en om in hierdie, ons het dit nou al gedoen met die fondasiereeks, om in hierdie koninkryk pad te stap, is die stap van gehoorsaamheid, om die ou mens daar agter te laat, en al daai tipe goed. Maar kom ons kyk bietjie dieper. Jesus het geen sonde gehad nie, nou hoekom het hy homself laat doop? 2 Korintiërs 5:21 sê ook, want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak. Hy het sonde geword vir ons. Hy het geen sonde gehad nie. 1 Petrus 2:22, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan volg. Disipelskap is om in Jesus se voetspore te loop. So, een van die eerste redes hoekom ons doop, want Jesus het dit gedoen. Baie mense sê, ja, maar ons kan nie, ons kan dit as voorbeeld gebruik. Jesus homself laat doop, loop jy in sy voetspore. Alright. Loop in sy voetspore. Dis wat disipelskap beteken. Ek volg iemand. Ek boots iemand nabootser. Disipel. Alright, dis hoekom, as jy sê, is 'n disipel van Jesus, is jy 'n nabootser van Jesus? Of doen jy eie ding?
Dis 'n vraag wat ons self nou afvra, as jy nabootsers is. Niemand van ons is perfek, hè? Ons loop maar so langs die spore, maar hier kom ons. Ons try ook. So ek sê nie vir een oomblik hier na perfeksionisme nie. Nabootser. Toe jy klein was, jou seentjie, jou klein was, jou dogtertjie, dan het hulle ook probeer saam met pappa loop. Daai voorbeelde wat hulle het van jou voetspore in die sand en jou seentjie probeer ook in daai voetspore stap. Al daai mooi goedjies oor disippelskap. Maar jy's 'n nabootser. Alright, ons kan nou nie vanaand oor disippelskap praat, ons het nie tyd nie, maar ons kan baie daaroor praat. 1 Petrus 2:20, hy wat geen sonde gedoen het nie, in wie se mond geen bedrog gevind is, in 1 Johannes 3 vers 5, en julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Hy het voluit mens geword, maar hy het geen sonde gedoen nie. Hy moes 'n mens word. Ek gaan nou vir die skrif gee, hoekom? Jesaja 53:12, Ou Testament, daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel. Hy is saam met die oortreders getel. Hy het homself vereenselwig met die mens en sy tekortkoming. Is dit nie mooi nie? Wat 'n God sal dit doen? Allah doen dit nie. Allah, nee, Allah sal dit nie doen nie. Jy moet perform vir Allah. Ons God is nie Allah nie, ons het dieselfde God. Ek hoor baie Christene sê, ons het dieselfde God. Nee, ons het glad nie dieselfde God nie. Glad nie. Ons God se naam is Jesus. Dis omdat jy dink, Jesus is 'n seentjie van. Jesus is God. Hy is nie Allah nie. Nie een van ons gaan dit maak vir Allah hier nie. Allah is kwaai. Allah slaat met 'n stok. Nou dag het ek 'n ander ou hoor preek, hy is 'n halwe Jood of 'n ding. Hy's kwaai. Hy's daar by Migdol. En hy preek hard. Gewone ouens soos ons gaan dit nie maak saam met daai ouens, daai clan. Dis 'n tabbe clan daai. Raai sê die Here vir my terwyl ek kom luister. Hy sê daai ou maak my Allah. Hy maak my Allah. God is nie Allah nie. God is Jesus. Sy naam is Heilige Gees, hy's 'n trooster, hy's 'n God van liefde. Dis 'n awesome God wat ons dien. Ons kan hom nie vergelyk met Allah nie. Okay. Want hy word gereken saam met oortreders. Dis vir my mooi, hè? Ek was 'n oortreder, weet jy van julle, ek oortree nou nog so nou, maar ek sien van die ouens wat die boundaries push. Ek moet nie, ek probeer beter word. Of is dit net ek? Is dit net ek? Nee, dit was almal. Nee, jy sê. As ek die Here was, sou ek nie my gekies het nie. Ek sou my anders gekies het. Alright. Ek hoop het gee jou hoop. Jesus is ons voorbeeld. Yes, hy is ons voorbeeld. Matteus 3 vers 15. And Jesus answering said unto him, dis nou in Engels die ene, nee. Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness, then he suffered him. Die Here haal my nou in, want ek het onthou toe ek op skool Shakespeare moes doen, Shylock nogal, het ek het dit verby gewens. En toe ek nou my hart vir Here gee 2009, toe kry ek King James. Sê die Here haal bietjie in. Cometh. En alles, né? Nee? Thus is die woord hoe toe, op die manier. Hoe moet ek en jy dit doen? Op die manier. Dis nou nie vanaand die doopgesprek nie, maar sommer 'n double whammy vir die ouens wat wil doop, het nog nie gedoop is nie. Op die manier moet jy dit doen. Hy is vir ons 'n voorbeeld, doen dit op die manier. It becometh us, esti prepo hemen. Vir die wat Christus volg of wil volg, is die doop gepas en georden deur God. God het dit ingestel om te doop. Die Katholieke Kerk en die ouens daarna wat weggebreek het van die Katholieke Kerk, het nie hierdie ingestel nie. Hulle het nog saam met die Katholieke Kerk die doopsakrament van 'n babietjie besprinkel doen hulle. Wat glad nie in die Bybel staan, dit staan nêrens in die Bybel nie. Hulle doen dit so. Maar hier's God se manier. Doop, baptisto, in die water in, onder die water in. Jy moet kies om dit te doen. 'n Babietjie kan nie kies nie. Jy kan vir jou kinders bid soos jy lus is. En jy moet. Maar hulle gaan moet kies vir die Here.
Elke mens gaan voor God staan. Hy soek nie Genesis 3 nie. Want van Genesis 3 af is nie my skuld en my pa en ma. Nee, jy moet kies. Ek het nou dag by die vroue groep, toe ons oor Jakobus gepraat oor The Walking Wounded. In 'n fliek wat ek gekyk het. Kinders vandag is so entitled, hierdie gaan toe nou oor ryk New York kinders, nee, toe sê die ma, you've become the walking wounded. Ons is in daai era van Laodicea, humanisme, mommy en daddy issues, tot ons die dag doodgaan. Ou Geerdia saam met wie ek bedien het in duet, het altyd op die mannekampe gekom en vir die manne gesê, hoor, kom net oor die mommy en daddy issues. Jy weet, my pa het my nie drukkies gegee op sy skoot laat sit nie, kom oor het, die helfte van ons sin het nie. Maar ek moet maar oor het kom. Want ek het 'n ander pa. Sy naam is God, is my pa. En ek eer my pa, want sy pa het hom 10 ook nie drukkies gegee nie. So kom hier die boerenasie uit nie. Die boer. Jy moet nie huil nie, man, staan op, vir af. Daai ding, maar jy wil graag huil. Maar jy gaan nie. Jy sal wees, ek is 'n man. Nee, alright. So, God is ons pa. Ons is nie the walking wounded nie. As Derek Prins op die woord wat ons deur Jesus gebruik word, sê dat Jesus homself op afwagting vir almal wat in hom glo en hom volg, homself geïdentifiseer het met ons, deurdat hy homself laat doop het, as 'n stap van geloof. Is dit nie mooi nie? Hy weet, hy gaan na my kom. My seuns en my dogters wat na my gaan kom, volg my. Is dit nie mooi nie? A lot of things get lost in translation. En dit staan eintlik daar, ek weet, my seuns en my dogters gaan my volg, want hulle is lief vir my. Ek gaan vir hulle 'n voorbeeld wees. En dis wat vir my mooi is van die. Fulfill all righteousness. Sê, Jesus was nie soos ons 'n sondige mens nie, hy was nog altyd ten volle in God se geregtigheid, maar deurdat hy homself laat doop het, was hy gehoorsaam aan die wil van die Vader. En my broer en sussie, ek en jy moet vinnig gehoorsaam raak aan die wil van die Vader. Alhoewel hy 'n liefdevolle God is hy 'n God wat nie verander nie. As hy iets gesê het, het hy dit gesê. En dit kan teen jou tel, want hy gaan nie verander vir jou nie, of vir my nie. Hy werk ook nie op ons tyd nie, ons het vanmiddag oor gepraat, en ek praat Vrydag oor. Sy tyd is nie jou tyd nie. Here, asseblief, dis reg, ek sal vir jou doen. Maar vir hom is 'n dag soos 1000 jaar. So jy kan ook 'n rukkie wag. Hy het gesê hy sal dit doen, op sy tyd. Nie op jou tyd nie. Ek moes dit ook leer al. His time is not our time. En sy timing is perfek. Ja. Wat is die rol van die waterdoop in die koninkryk? In die Nuwe Testament het die doop dan 2 betekens, naamlik 'n bad of was vir die wat vuil voel, reiniging. 1 Petrus 3:20, wat eertyds ongehoorsaam was, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, terwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele deur water heen gered is, waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red. Nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete, deur die opstanding van Jesus Christus, 'n bede tot 'n goeie gewete. Ek staan reg voor God, want hy het dit gedoen. Tweedens, 'n begrafnis vir die wat nou in Christus sal lewens neerlê. Kolossense 2:12, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dood opgewek het. Luister gou hier, so as jy in daai water ingaan en jy kom uit, het jy afgesê, klaar met die ou lewe. Ek het my nou net vereenselwig met Jesus Christus in sy koninkryk. Jy's nou in 'n ander koninkryk. Jy's deel van 'n ander milieu nou. Jy word nou 'n ambassadeur van die hemel. En gaan dit altyd perfek wees en maklik? Nee, hier's nou jou journey hierdie. En nou gaan die ou vyand vir jou sê, nee, kom terug, ons soek jou terug, ons verlang na jou. Was lekker hier in Egipte. Wat gaan soek jy nou daar oor kan die Jordaan? En dis ons pad, julle.
Romeine 6 vers 4, 3 en 4, of weet jy nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in die nuwe lewe kan wandel. Dit is nou baie fancy woorde vir een ding. Jy's gedoop in sy dood. Dit beteken, wanneer jy saam met God, en ek doen dit altyd by huwelike en troue, soos die afgelope 2 naweek, baie troues gedoen. En as jy hierdie in jou vinger sit, en jy commit, saam met die een met wie jy trou, is jy dood vir jouself. Jy het nou 'n nuwe lewe, saam met die tannie, jou girl, jou vrou, nee? Jy is nou hare, jy kan nie nou by Santi gaan kuier nie, jy is nou saam met Elsie, jy is nou saam met haar, jy is gecommit nou. Dis 'n voorbeeld, die huwelik, van jou lewe saam met God. Wanneer jy in daai water klim, het jy die seelring opgekry. Jy's nou in sy dood. Hy was die voorbeeld, hy moes doodgaan om in hierdie covenant in te gaan. Covenant verbond is daar altyd bloed. En sy bloed het die covenant oopgemaak. Nou sê hy, nou wil ek 'n Christen word. Nou gaan ek in die water in. Ek is nou in covenant met hom. Ek is in verbond met hom. Ek moet doodgaan. Miskien omdat Christene nie doodgaan nie, nie covenant verstaan nie. Lyk dit soos dit lyk. Dis total commitment. Ek meen, jy gaan dood. Hy, sy wille woord dood, nie? Ons het nou nog hy liedjie gespeel, toe ek paar weke terug gepreek het van, die ou man, hy is nog heeltemal bewus van jou. Jy is dalk nie van hom nie, maar hy wag. Maar as hy sy neusie wil uitstek, hy stink, hy is dood, jy kan nie terug gaan soen toe nie. Hy's gone. Jy is nou in. Noma Kanjani, kom met my, jy loop nou die pad. Nee, jy is mos nou gecommit. Jy is dan, ons het vanaand gesing, jy is sy bruid. En hy raak vet jaloers op jou, as jy hom verneek. Hy is 'n jaloerse God. En die dood wys vir die wêreld en vir die tweede hemel die waar Satan opereer. Wys, jy is nou een van hulle. Hy bordjie het so in die hemelruim opgekom en elke demoon van die hel vlieg in hom vas. Ek kan nie verstaan nie, nou dat ek saam met die Here loop, het ek gedog ek gaan 'n nuwe kar kry, 'n nuwe job en ek meen prosperity all the way. Maar dit lyk net of my lewe hel word. Want jy het nou 'n oorlog verklaar, jy het nou saam met die Jesus span nou. Ek weet nie wat 'n span is die ander ouens nie, maar die Jesus span is die span van jy moet doodgaan. En dalk gebruik die Here so 1 of 2 demone om jou te help along your way. Nee? Dis nie altyd maklik nie. Dit was nie maklik vir die eerste disippels nie. Hoekom dink ons vandag 2000 jaar later? My sien tradisie het dit so anders gemaak. Ons is 3de, 4de generasie Christene wat uit dood uitkom, dooie kerke uitkom, wat nie goed nooit van ons geleer het nie. Dit was nie so in Handelinge nie. Net sodra die ouens wil lekker vet cozy word, en hulle bou vir 'n lekker kerk met 'n buitegeboue alles, dan kom Paulus, dan vervolg hy die ouens, om hulle vlug. Dis vervolging all the way. Satan gaan dit stop. As hy dit nie gaan stop nie, gaan hy dit cozy maak. Ja. Submarine Christene, surf is net jy eenmal 'n week. Dis wat tieners altyd sê. James Bonds vir Jesus. Die week undercover, aan Sondag kom ons uit. Ek het nie gesê Dinsdag nie. Maar toe was jy James Bond vir die Here. Nee. Total commitment, doodgaan, blootgestel, wys vir die Satan, jy is nie meer deel van daai nie, staan teen sy koninkryk, en staan op vir die ander koninkryk. En dit's gonna take some doing. Want jy gaan moet inklim in die woord, jy gaan moet jou verhouding bou met die Here. Jy gaan jouself moet onderwerp, ek sê dit heeltyd, ek vandag vir mense bedien, oral in die Bybel, jy moet jouself, Jakobus 4:7, jy moet jouself onderwerp aan God. As jy geonderwerp is, dan weerstaan ons die duiwel, dan sal hy wegvlug, maar as ek nie geonderwerp is nie, jy is hier en God bly heeltyd konstant. Hoor jy maar, my kind, wat soek jy hier?
Elia, wat soek jy hierso? Ek sal my kraaie stuur om vir jou kos te bring. Ek is baie keer soos Elia. Wat soek jy hier, Jom? Here, kom terug, kom. Daar sê. En daar sê, dankie, kom, selfbejammering, daar sê, lekker, kom. Daar sê, ek vir hierso, nou kan ons weer begin weerstaan. Here, maar het jy gehoor, praat sy met my, kom. So het ons almal ons journeys, nee? Ons kry seer, ons voel soos Elia, ons harte weg, leer daar onsself jammer te kry, dan vra die Here weer, nou wat soek jy? Nee, is nie waar jy moet wees, nie, jy moet nou hier wees. Tweedens 'n begrafnis. Vir die wat nou in Christus lewens, ek het dit klaar vir julle gelees, ek val myself in die rede hierdie, ons het hierdie klaar gelees, daar sê, die doop is vir ons bevryding van ons ou lewe, Romeine 6 vers 3, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus doop is, doop gedood is nie, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, hy vra hierso, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop, het jy dit nie geweet nie? Lyk my ons weet dit nie, ons vergeet dit baie keer, ons moet onsself herinner, ons moet die Romeine baie lees. Jy gaan, jy is nou so 4-5 jaar 'n Christen, 10 jaar 'n Christen, het jy vergeet, dat jy in sy doop begrawe is? Dis waarom jy die doop nie met ligtelik opneem nie. Die doop is jou belydenis, en sê, hoor jy, ek vereenselwig my, in hierdie covenant met hom. Ek is saam met Jesus. Ek het doodgegaan vir myself. Ek leef nou vir hom. Ek leef nie meer nie, maar Galasiërs 2 vers 20. Galasiërs 2 vers 20. Ek leef nie meer nie, is 'n lekker een om te sê en op jou ring te grafeer. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, okay? Kom ons kyk. Ja, dis nou 'n goeie manier om 'n kerk leeg te preek, maar ons moet reguit met mekaar wees van die begin af, want ons moet weet, dat ons is in 'n commitment. Maar hier is 'n battle, nee? Ons soek in hierdie gemeente ouens wat saam met ons in die battle wil ingaan. Nee? Ek soek my ou, waar is Sampie? O nee, hy is terug. Hy het gedink, hy het gedog is lekker hier oor kan Jordaan, hy is toen maar weer terug Egypte toe, dis nou nie so lekker hier nie. Ja, want ons soek ouens wat saam met ons die Giants wil gaan fight. Ons moet Hebron toe, nee, daar waar die reëse is. Hier's reëse in Carletonville, ek weet nie of julle geweet het nie. Huh? Ek het gister met 'n ouetjie gepraat in Potch, en hoe child trafficking in Potch is. En sodra hulle sake oopmaak van child, raak jy goed missing. Maar daar's groot koppe in die howe wat saam met die child trafficking is. In Potch! Nou imagine in Carletonville. Ons is groot giants wat ons moet fight. Dis groot goed wat ons moet doen. So gaan dit aan, jy kan dit gaan lees gerus Romeine 6. Natuurlik vir my is die mooiste deel van die doop, wat Jesus vir ons die voorbeeld was van die autoriteit wat ons kry. En nou gaan ons nou later in Matteus, nou die 7 autoriteit, koninkryks, preke hoor van Jesus. Hoe werk hierdie autoriteit? Hoe kom ek in dit? En hoe ontwikkel ek autoriteit? Een van daai is dat 'n kosbare skat, yes, dis mooi. As jy gaan besef wie jy is in Christus, en gaan nou Sondag, en volgende Sondag hopelik nou, gaan jy dit verstaan, as ek nou gaan praat oor die tabernakel, en die weg na die Holies of Holies toe, waarvoor jy uitgenooi is, die gordyn het geskeur, nee? I mean, jy kan ingaan, as jy weet hoe kosbaar jy is, en dis waar hy goed gaan, as jy nie gaan weet hoe kosbaar jy is, nie, gaan jy nie in kingdom kan leef nie, want die vyand gaan jy altyd laat voel, jy is armsalig, ek is nie goed genoeg nie, jy is doodrek, jy is nie. Toe ek dit besef, hoor jy, ek is nie goed genoeg nie, yes, toe vloei die Here se autoriteit deur my. Ek moet altyd dink, ek moet perfek wees. Jy kry nie so mens nie. Daar's baie ons wat dink hulle is, maar jy kry nie so mens nie, daar's nie 'n perfekte mens nie. Net 'n perfekte Jesus. Autoriteit om die groot opdrag uit te voer. Ons het 'n opdrag om uit te voer. Matteus 28, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie. Wat is die evangelie? Van die koninkryk aan die ganse mensdom. Nou sê ons moet die evangelie gaan verkondig. Wat die een?
Evangelie beteken goeie nuus. Goeie nuus van wat? Van die koninkryk, die heerskappy het teruggekom. Jy kan gaan roel. Maar die Here, nee, ek weet hoe die Here, die Here is awesome, sy wee, nee, ek kan dit nie verstaan nie. Hy nooi jou in die koninkryk en jy kry die mooiste woord. Ek roep jou tot 'n profeet van die nasies. God praat met my, yes, en is net, awesome, en ek gaan doop myself en alles, en ewe skielik voel of jy in 'n donker kamer ingegooi word, en iets skop hier rook uit jou uit. Want nou prepare hy jou vir war. Nee, jy kan nie altyd in Google La La Land wees, nie? Hoor jy as 'n war, ouens gaan dood, hoor. Ouens gaan dood, met die disippels, hulle is gesaag, in die helfte in, van hulle se koppe is afgekap, jy moet dalk sulke goed doen. Hoopelik nie. Ek hoop ek is een van die ouens wat stok uit word, soos Johannes. Maar hy is ook op 'n stadium in 'n kokende olie ingegooi. Weet nie of ek geloof gaan hê vir dit nie. Met groot toon, is tough. So, die Here prepare jou vir war. Prepare jou vir war. Jy het dood gegaan mos. Jy het mos aan jou hand opgesteek. Maar jy sien, baie van die Christendom steek hulle hande op en dink, ons gaan nou in prosperity in. Dit is prosperity, ek meen, daar word vir jou huis gebou in die hemel. Maar ek toch gaan 'n huis al op aarde kry. Nee, in die hemel. Hy berei vir jou huis voor. Strate van goud. In die hemel. Beteken ek moet armsalig hier op aarde wees, en as ek hier stop, dan val my kar se bumper af. Nee, is nie wat ek sê nie. Jy hoef nie arm te wees om Here te doen nie. Dis nie wat ek sê nie, maar dit moet nie jou fokus wees nie. Jou fokus moet Matteus 6:33 wees. Ek soek die koninkryk en sy geregtigheid, nie, res sal hy versorg op sy tyd. Hy weet wat ek nodig het en wat ek nie nodig het nie. Ek hoef nie een keer te worry nie. Hy weet wat ek nodig het. En dis geloof. Jou fokus moet wees die koninkryk en sy geregtigheid. Luister die Christen, jou fokus moet wees sy koninkryk, sy geregtigheid. Dis jou fokus. In dit sal God jou 'n beter man maak, 'n beter vrou maak, 'n beter werkgewer, 'n beter werknemer. Hy sal dit maak. Maar jou fokus moet hy wees, om hom te behaag, wat jou geroep het. Daar gaan hy wat glo om laat doop sal gered word, almal ken hierdie ene. Ek is besig om wyd oor my tyd te gaan, so 'n stap van gehoorsaamheid, dis 'n stap van gehoorsaamheid, dis vir my die mooiste een hierdie. 1 Johannes 5 vers 7 en 8, want as 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is 1, is vers 7, en jy kan gaan kyk in die nuwe Bybels, is uitgehaal daai ene, dan die volgende in vers 8 sê, dan is daar wat vir jou 3 wat vir jou getuig op aarde, iets moet vir jou getuig op aarde, die tweede hemel moet sien dat jy anders is, en wat getuig vir jou? Die water, die bloed, en die Gees. Satan het nie saak met jou as jy nie in gehoorsaamheid stap nie. Hy luister net vir gehoorsaamheid, hy luister nie vir ongehoorsaamheid nie. Anders dan gaan jy die 7 seuns van Skefa wees, ek baie preek, ons jaag jou uit in die naam van die Jesus wat Paulus verkondig, en hy doen ons vir wie? Vir Jesus die ken ons. Paulus het ons al van gehoor, maar wie is jy? Hy ken jou nie. Hy ken jou nie. Wie is jy? Jy kan nie eers gehoorsaam wees in die Bybel nie, hoe kan jy? En die ergste ding is, meeste Christene het nie eers vrees vir God se woord nie. Hulle het nie vrees vir God nie. Vir my is vrees vir God, nee, vrees vir sy woord. Ek glo sy woord. As jy nie eers sy woord kan glo nie, nee, hoe gaan jy teen die Satan staan? Want Satan glo sy woord. Staan in Jakobus, en hulle sidder. Hulle glo so, maar die kerk nie. Baie teoloë is so slim, hulle, nee, wat Jonas nie, ons moet nie meer in die vis nie. Was dit 'n maagdelike geboorte? Jesus. Nou sê sy woord, hy wat glo in hom laat doop. En gaan jy dit glo? So dis hoekom Jesus hier in Matteus 3 vir ons 'n voorbeeld is. Hy is vir ons 'n voorbeeld van hoe dit gedoen moet word. Hy sê vir Johannes die Doper, laat dit nou toe, want dis hoe dit moet wees. Want die wat my gaan volg en dit ook doen, ek is hulle voorbeeld. Is dit nie mooi nie? Ja, dis vir my baie mooi. Versoeking van Jesus. Haasel,
Nou toe ons nou in Israel was die laaste keer, toe is ek nou vir die eerste keer, en elke keer wat ek nog was ek nog nooit daar, was ek vir die eerste keer, en nou moet ek in Jesus naam nou nie daai plek se naam vergeet nie, wat ek nou besig is om te vergeet, terwyl ek met julle praat. Ons het nog dadels daar gekoop, waar is die plek, Tinus? Nee, onder af, naby die dooie see, so warm dorpie, vol klomp moslems, Jericho, dankie Tin, ek sê mos, Jericho, nou daar buite Jericho, as jy kyk, sê daar is die berg wat Jesus opgestaan het, asseblief, dis die katholieke daai plek gekies, ek glo nie, dit was daai plek nie, ek glo dis nader in Jerusalem, maar daar het ek ook nou gesien, dis nou die berg hierheen, by Jericho is daar onder, kyk hy dadels, wat duiwel vir my is nie, dis nou nie hy nie, maar in elk geval, versoeking van Jesus, kom ons lees gou, Matteus 4 vers 1 tot 6, toe is Jesus deur die Gees weggeleid die woestyn en nadat hy nou gedoop is en die Heilige Gees het soos 'n duif, ek wou nog gepraat het oor soos 'n duif, het gelyk soos 'n duif. Wat doen 'n duif? Het jy al gesien hoe land 'n duif? Het jy dit al gesien? Soos 'n ninja. Nee? Ja, kom net so af. Nou duif kom so af. Nou die Heilige Gees het so in hom ingegaan. Die persoon van die Heilige Gees het in hom ingegaan, saggies, binne in hom in. Nie 'n duif nie, soos 'n duif. So, ek hou nie van vergelykings, nou, oral is daar duiwe nou. Dit was soos 'n duif, ok. En toe is Jesus deur die Gees wat nou in hom ingegaan het, weggeleid die woestyn in, om versoek te word deur die duiwel. Hy moes versoek word. Ons gaan nou lees in Hebreërs hoekom. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. Hulle sê as jy 40 dae vas, en hy 40 dae vas is jy nie honger nie. Ek kan met autoriteite oor praat, ek het al 40 dae gevas. Ek was nie een keer honger, ek was naar, en seker goed. Maar hulle sê as jy begin honger word, moet jy begin eet, want as jy besig om dood te gaan, vinnig. So toe hy begin honger word, is nou na die 40 dae. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe moet brode word. Luister gou vir my, jy moet vir my baie mooi hoor vandag. Die vyand sal jou altyd kom aanval as jy nie meer lekker is nie. Hy sal hom nie in die 40 dae, so aan die einde van die 40 dae, toe dit nou taf gaan, toe die vlees begin rebelleer nou teen alles. Alright. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. My antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel hom na die heilige stad, nou wat is Jerusalem, en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien jou voet teen 'n klip sal staan by daar. Quote die duiwel vir hom, Psalm 91, nee? En Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg, dis nou daar by Jericho, volgens die katholieke, na 'n baie hoë berg, en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid, so al die stede, Igoli, City of Gold, New York, alles, hy wys hom alles. Ja, maar kyk, wat wys jy daai tyd? Hy praat nou van liggies, né? Alright. Ek sê vir hom, al die dinge sal ek aan u gee, as u neerval aan my om bid. Kan jy glo dat die duiwel vir God sê? Toe sê Jesus vir hom, ga weg, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna die duiwel hom laat staan, en daar het engele gekom en hom gedien. Goed, die 3 versoekings opgeteken. Slegs 3 is opgeteken, ons baie meer. As jy baie fyn gaan lees in die evangelies vorentoe, gaan jy baie meer versoekings sien. Want as jy gaan sien, as jy in bevryding ook is, dan sien jy hoe die vyand deur mense praat, en jy dink is 'n mens wat praat, maar is 'n demoon wat praat. En vir Here vra dat jy oë oopgaan met sulke goed. Hebreërs 4 vers 14, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester, wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte, luister nie 'n bietjie opsigte en van die opsigte nie, in alle opsigte,
versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Hy is in alles versoek. In alles. Daai 3 jaar wat hy bedien het, is hy in alles versoek. Net soos ons. Maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind en op die regte tyd gehelp word. Byvoorbeeld, ek dink nou net aan. Toe hulle gesê het, hy sit saam met wynsuipers. Daai julle. Het hy saam met hulle gesuip? Nee. Hy is ook versoek met wyn en drank, prostituie daar binne rondgeloop, maar sonder sonde. Inteendeel, hy het hulle laat weergebore word. Maria Magdalena, Maria van Magdala, wat hy 7 duiwels uitgejaag het. Hy is versoek in alle opsigte. Die 3 versoekings, vers 3, vraag, as jy die seun van God is, sê dat jy die klippe brood word. Vers 4, die antwoord, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God gaan. Dit staan in Deuteronomium 8 vers 3. Jesus het nie gesê, Deuteronomium 8 vers 3 sê, hy het net geweet, dat is geskrywe. So Christen, ek en jy moet weet, dit staan geskrywe. Ons moet ons Bybel so ken, as die vyand jou kom versoek, dan sê hy, hoorie, daar is geskrywe, ek kan dit nie doen nie. Ok? Ek mag nie. Alright. Maar nou sê ons, nou weet ons nie, dis daar geskryf nie. Maar die vyand kom so op so 'n manier. Het hy gesê, come to think of it, en daar het hy jou klaar. Jy think. Jy moet nie think nie. Jy moet jou gedagtes gevange neem. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Hy sê, elke skans opgewerp teen die kennis van God. Alles wat teen die woord staan, wat jy nie weet nie, die vyand kan net die woord wat jy nie weet nie teen jou gebruik, en elke gedagte gevange neem te gehoorsaam aan God. Jy sal by 'n situasie kom, so met die ontvanger dalk, ek weet nou nie hoe doen mense nie, my vrou het altyd ons boeke gedoen. Ja, nou nie hierdie enetjie verklaar nie. Het hy gesê alles? Come to think of it. Nee man, hulle maak dan eers die potholes reg nie. Nee, en so begin het. Hy het die eerste sonde so laat gebeur. Hy sê vir Eva, het hy reg gesê? Ja, daar dink sy. Sy moes nie. Hy sê, ons mag nie eens daar vat nie. Hy het nie dit gesê nie. Hy het gesê, jy mag het nie eet nie. Ons moet pas op. Ons moet die woord ken. Vers 6. Vraag. As jy die seun van God is, werp jouself af, en daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande, en hulle sal jy op die hande dra, sodat jy miskien nie die voet in 'n klip stamp nie. Die antwoord van Jesus in vers 7, Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag Here jou God nie versoek nie, Deuteronomium 6 vers 16, jylle mag die Here jylle God nie versoek nie, soos jylle hom by Massa versoek het, jy mag nie God versoek nie. So hy haal skrif aan. Vers 9, 'n aanbod. Al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. Vers 10, Jesus se antwoord, ga weg Satan. Ek dink daar staan in die Grieks voetsek. Ek jok sommer, gaan weg. Want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Deuteronomium 6 vers 13, jy moet die Here jou God vrees en hom dien, en by sy naam moet jy sweer. Jy kan net die Here dien. Net die Here. Lukas 4:13 staan nou, en dit staan nie in Matteus nie, maar hoor wat sê in Lukas. En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy 'n tyd lank van hom gewyk, nie die hele tyd nie, 'n tydjie. Hy het hom vir daai oomblik gelos, hy sê, okay, hy is moeg, uitgeteer, hy het vir 40 dae nie geëet nie, ek kon hom nie breek nie, maar gaan weer try. Hy gaan weer try. Hy het tot by voor sy kruis hom getry. Gaan lees Hebreërs. Hy is so amper, wat hy gesê het, Here, ek weet nie, gaan dit die beker vir my gaan, maar as dit u wil is, so we heeltyd onderdruk, Nog 'n voorbeeld van so 'n versoeking, daar Matteus 16:21 tot 23, van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly, en gedood en op die 3de dag opgewek word. Petrus sê, ek kan dit nie, kan nie.
Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf. Petrus bestraf ewe skielik. Hy het net vir Petrus gesê, jy, op jou sal ek die kerk bou. En hier begin Petrus vir God bestraf, vir Jesus. Mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan, want hy die Satan hoor praat deur hom. Hier is Petrus, ek dink ook nie, ek moet deur dit gaan nie. Hy sê vir Satan, ga weg agter my. En 'n arme Petrus word op die mond geslaan. Die Here het nou net vir hom gesê hoe awesome hy is. Net daarna sê hy vir hom, gaan weg agter my Satan. Nee, ek dink dit breek bietjie ou se image. Nee? Alright. Gaan weg agter my Satan. Jy's vir my 'n struikelblok, omdat jy nie dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Satan het deur Petrus gepraat, om weer probeer versoek. So sy versoekings was heeltyd daar. Wie is die God van die wêreld? Lukas 4 vers 5. Hier is ons dit nou nie in Matteus nie, maar hoor wat sê hy in Lukas 4 vers 5 met die versoekinge. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg, daar by Jerigo. Ek hamer dit net in vir die katholieke wat luister. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd, en die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit vir wie ek wil. Hy is die God van die wêreld. As u my dan aanbid, sal alles aan u behoort. En Jesus antwoord en sê van, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. In Johannes 5 vers 19 herhaal dit vir ons. Ons weet dat ons uit God is, elkeen van ons wat die Here aangeneem het, is uit God. En die hele wêreld in die mag van die bose lê. Die aarde is vir my en jou gegee om te heers. Ons het ons autoriteit geabdikeer in Genesis 3. Ons het dit weggegee vir Satan en hy kan dit gee vir wie hy wil. Hy is die God van die wêreld. Maar gelukkig vir my en jou, in Lukas 10 vers 18 en 19, toe sê hy vir hulle, toe die autoriteit kom, toe die koninkryk kom, toe Satan soos nee, maar my vertaling sê weerligstraal, sies julle vloek. Nee. Ja, die ou vertaling sê, soos 'n bliksem, hy soos 'n bliksem. Toe sê hy vir hulle, kan jy vloek in die kerk? Wat staan in die Bybel? Moet jy dit uitdruk, JC? Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan, hier staan het, soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap en oor al die krag van die vyand. Mense sê vir my die vyand het nie krag nie, hy het krag, hy is die God van die wêreld, maar hy gee vir jou mag oor sy krag. As jy dink Satan het nie krag nie, kom bedien saam met my. Ek het al manifestasies gesien, want ek na my ouma verlang en na gebakte eiertjies in Klokkelaan. Dit is willig goed hoor. Wat ek nou dink, hoor jy, ek gaan nou doodgaan hierso. Maar gelukkig, die Here is saam met jou, nee? As jy dink hy het nie, moenie jou verbaas nie. Selfs die engel Michael het nie durf sê vir Satan, hy het vir hom gesê, gaan weg agter my Satan. In die naam van die Here bestraf jou. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks julle ooit skade doen nie. Herinner, maak klaar met hierdie. Openbaring 12 vers 1. So, die eerste gedeelte wat ek vanaand gedoen het, in Matteus, was Jesus se doop. Toe gaan hy oor na hoofstuk 4 toe, Jesus se versoeking, hy is gedoop, Heilige Gees het soos 'n duif op hom gekom, Jesus is ons 'n voorbeeld, wat die doop alles beteken, hier gaan dit volgende week, gaan die ouens wat doop, dit weer by Jonathan hoor, en toe word Jesus versoek, nadat hy 40 dae in die woestyn was. Alright, so ons nou nie trend verloor nou hier nie, ons is nou by Matteus 4, alright. Julle net herinner, Satan het mag en krag. Maar ek en jy kry nou krag oor sy mag. Alright. Goed, as jy in die koninkryk is. As jy nie in die koninkryk is, beteken nie niks. Jy is 'n goeie gawe Christen met hemel toe gaan, maar verder kan jy op aarde niks doen nie. Want jy het geen krag nie. Satan lag vir jou. Jy het geen autoriteit nie, is 'n joke. Kom ek sê vir jou, meeste Christen, ek sê dit met alle eerbied, is 'n joke vir die Satan. Ek gaan nie vir hulle luister nie. Jy kan al jou sertifikate opplak teen die muur, is 'n joke vir Satan.
'n joke, want jy kan nie eers een demoon uitjaag nie. Nie een nie. Jy sien ook nie sulke ouens demone uitjaag, meeste van hulle nie. Stuur hom na goeie sielkundige toe. Ons werk is om die evangelie van die koninkryk te verkondig, vir siekes te bid en demone uitjaag. Dis ons opdrag. Dit het nog nooit verander nie. Dis ons job. As jou hand opsteek vir die koninkryk, word jy gearbei om dit te doen. Ons almal. En bevryding is eintlik eenvoudig. Johannes 8 vers 32, jy sal die waarheid ken en die waarheid maak jou vry. 99% van die bevryding wat ek doen is dit. Vertel mense die waarheid. Ek het nie geweet nie. En dan weet hulle het. Die mag van die Satan is gebreek oor die persoon, en die persoon het 'n leuen geglo, en nou hoor hy die waarheid. Daar's bevryding. Hoe awesome is dit nie? Dis 99% van bevryding. Hier en daar kry jy goedjies wat wil uitpop. Maar dan moet jy nie weghardloop saam met die res van die kerk, en dan moet jy staan en bid en bestraf. Alright, good. Tine sê altyd, Openbaring 12 is so interlude, dis so, just to remind you. Okay? En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou met 'n son bekleed was, en die maan onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Baie ouens wat nie Openbaring verstaan nie, sê daai is die kerk. As daai die kerk is, het ons 'n groot probleem, want daai girl is swanger. Die kerk is 'n maagdelike bruid. So dit kan nie die kerk wees nie. Dis Israel. Alright? En die drome van Josef, onthou die sterre, die maan, al daai goed. Alright, good. Kom daarin. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood, en 'n ander teken in die hemel het verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, hy's nog in die hemel, en op sy kop 7 krone, en sy stert het 1/3 van die hemel neergesleep en hulle op die aarde gegooi, en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind, want uit Israel uitkom die Messias, verslind, sodra sy gebaar het, en sy het 'n manlike kind gebaar, Israel, Jesus Christus God, wat al die nasies met 'n yserscepter sou regeer, Psalm 2, en haar kind is weggeruk na God en sy troon, nadat hy gekruisig is, het hy opgestaan in die dood uit, en na 40 dae toe hy op aarde gaan, is hy weggeruk, die woord daar is harpazo, dieselfde woord vir wegraping, hy's weggeraap hemel toe. Hoe awesome is dit nie? Gaan kyk 'n bietjie daai woord, weggeruk. En die vrou het na die woestyn gevlug, dit gaan nog gebeur, waar sy 'n plek het wat deur God, so daai vrou kry pak slaan nou die Jode, of vir 2000 jaar. Alright, plek het wat deur God gereed maak is, dat haar daar sal onderhou 1260 dae lank, en dan gaan ons, dis die tweede helfte Mostinus van die 7 jaar, wat sy nou alle verdrukking, alle hel, it will be the time of Jacob's trouble, vir 2000 jaar nou is die vrou ten volle vervolg. Hitler was die laaste groot knaap, en nou is Haman besig met haar. Wie is Haman? Haman? Esther? Persie? Iran? Okay? Haman is nou besig met haar. Okay? En die hele wêreld is nog steeds teen haar. Maar sy die manlike kind gebaar. Die kerk moet luister. Ons moet vir haar bid, want sy die manlike kind gebaar. Is dit nie awesome nie? Ek en jy sit vandag hier as gevolg van die Jode. Ons het die evangelie as gevolg van die Jode. En daarvoor sê ons God dankie. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engel het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engel het oorlog gevoer. Hulle kon nie oorwin nie, hulle plek was nie meer in die hemel te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, die duiwel en Satan wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde. Kerk, ek herinner julle, as julle Openbaring lees, onthou, hy is neergewerp op die aarde. Jy kan nie in 'n courtroom of heaven teen hom gaan veg nie, want sy plek is nie meer te vind nie. In die Ou Testament kon hy met sy nekkie instap daar, maar hy kan nou nie meer nie. Sy plek is nie meer te vind nie. Nou kry jy Christene wat hom probeer vind daarbo. Kan dit nie verstaan nie. Waar was ek nou vir myself in die rede geval het? Vers 9. En die groot draak is neergewerp, die slang wat die duiwel genoem word en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp by aarde en sy engele saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskrap die einde van ons. Wanneer is dit gebeur? Daar in Lukas. Toe
soos hy soos 'n bliksem in die lug uitgeval het. Hy herinner jou net gou. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus, wat die aanklaer van ons broeders is, neergewerp, hy wat hulle aanklag voor God, dag en nag, en hulle, nou is hy neergewerp, en hoe gaan ons hom wen? En hulle, dis nou ons, het hom oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hierso is baie belangrik, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie, want hulle is groot gedoop, hulle leef nie meer nie. Jy sien, hoe kom ons nie Satan kan wen nie, ons eie lewens meer lief. Jy kan die bloed van die lam en die woord van jou getuienis gebruik tot jy blou is, maar as jy eie lewe lief het, is dit 'n probleem. Daarom, omdat jy eie lewe nie meer lief het. Daarom, wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, weet die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na hulle in hele neergedaag, o jene, hy is nou met al sy hel hierso, met groot woede, omdat hy weet uit mintheid. Nou, hoor ons Christene sê, nee, maar hy is gebreek by die kruis, hy is onder my voete, wat is dit? En toe die draak sien dat hy neergewerp is, in Lukas, toe hy soos 'n bliksem val, op die aarde het hy die vrou vervolg, wat die seentjie gebaar het. Hy doen dit nou vir 2000 jaar. Hy vervolg hy vrou, wil haar wipe, hy haat haar, hy haat jou, hy is neergewerp op aarde, maar jy prys die Here het krag oor sy mag. Maar jy moet voldoen aan die vereistes van die woord, wat die woord sê, jy moet jouself aan God onderwerp, God gaan hom nie in jou onderwerp. Dit beteken, jy gaan sy koninkryk reëls moet nie breek nie. In jou huwelik nie, in jou verhoudings met ander mense nie, jou verhouding met God nie, God het sy reëls, koninkryk reëls. Wat sê? Jy sal hom oorwin, deur die bloed van die lam, deur die woord van jou getuienis, of nie, het jy die getuienis, elkeen van ons het die getuienis, en jy het jou eie lewe nie lief nie. Dan vluit vanaand, Openbaring 22 vers 12 en 13 is vir my so mooi, en kyk, ek kom gou, sê Jesus, en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Is nie mooi nie, dieselfde Jesus wat ons nou van gelees het, in Matteus 3 en 4 wat versoek was, daai Jesus. Daai een. Is dit nie oulik nie? Is dit nie mooi nie? Is dit nie nice nie? Jy is 'n warrior, geroep vir die Here. Opstaan in jou autoriteit en die vyand begin teenstaan. Jy het die tools van die hemel wat God vir jou probeer al sy probeer vir jou gee. En jy het dit. 9 gifts. Wat ons moet gebruik. Tools. Ek weet nou nie, ek sal maar laat die pastoor vir my bid. Nee, bid vir jouself, maar as ons nou hier vir jou, ons sal vir jou bid, ek niks teen bid nie, ek hou van bid, ek bid elke dag vir mense, maar of ek graag hê, jy moet jou huis op die rots bou, jy moet opstaan in jou autoriteit, en jy moet gaan heers. Nee, want jy het jouself in die water, wie het nog nie gedoop, is iemand wat nie gedoop het hier nie? Laat so. Ok, jy het nog verskoning, maar die rest van ons, is gedoop, ons moet uitgaan, en as jy nie gedoop is nie, bid daaroor, doop. Go for it. Jy is geroep. Jesus is jou voorbeeld. Is dit nie awesome nie? Ek gaan nou stop, want 10 is dit vir ons kos en dit word koud. Amber waai al vir my daar agter. Die polony op die koue tomatie en kaasbroodjies koud. Het julle verstaan wat ek vanaand gesê het? Is awesome, nee. Die woord is awesome. Hoor jy, ons skiem net oor dit. Jy kan nog dieper in en ingaan. Jy moet dieper in en ingaan. Gaan lees dit tot vervelings toe. Is mooi die. Is nie net stories nie.
Dis nie geskiedenis nie. Die woord van God is lewend en kragtig. Lewend en kragtig. As dit nie was nie, mag ek nie vanaand hier staan nie, dan sou ek in elk geval nie gestaan as dit boring. Maar God se woord is lewend en kragtig. Ek glo sy woord. Ek het myself gesubmit in sy woord. Is ek perfek? Verseker nie. Maar ek gaan. God soek nie perfekte ouens, hy soek gehoorsame ouens en vrouens. Alright, amen. Dankie Here, ek loof en ek prys U naam vanaand. Dankie dat U woord my so opgewonde maak. U is 'n opgewonde God. U is die Heilige Gees. U is Jesus, U is God self wat neergekom het aarde toe, na ons toe. En ons 'n voorbeeld gewees het. Ons God. U is ons God. U is my God. Ek eer U naam. Ek loof U naam. Dankie vir U woord. Dankie dat U gaan terugkom en U gaan die bruid kom haal. Vader, mag ons die bruid wees. U roep U bruid. U roep U bruid tot autoriteit, tot koninkryk, tot heiligheid. U is 'n heilige God. Dankie dat U ons heilig maak. Mag ons gehoorsaam wees aan U woord. Here, ons almal het battles. Help ons met hierdie battles. Maar help ons om nie op dit te fokus nie, maar op U te fokus en U koninkryk. Waar kan ons ander mense gaan help terwyl ons eie battles fight? U het ons geroep om te gaan hande lê op die siekes, die waarheid te gaan vertel vir 'n stikkende wêreld. Ons eer U naam en ons loof U naam vanaand. Mag U die naprediker wees van hierdie woord. Amen, amen en amen. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never, never thirst again. Ruach ve'akala omrim bo, Ruach ve'akala omrim bo. Oh, the Spirit and the bride, they say come. אומרים בו הרוח והכלה אומרים